Lunch Punch met Franco van Rensburg op Groot FM 90.5. Die supertalentvolle en skreeusnaakse akteur Gert Botha Enslin, ek het nou sommer jou volledige name daar gebruik, kom gesels oor sy nuutste komedierol in My Vrou se Man se Vrou, en dit gebeur nou tussen die 1ste en die 6de Februarie hier by die Atterbury Theater. So kry jou kaartjies sommer betyds. Hoe gaan dit, Botha? Lekker en jy, Franna? Nee, lekker om jou te sien, man. Ja, dis lekker om jou te sien. Ons moet nou net vir die luisteraars sê, ek sou nou saam met jou op daai boottrip gegaan het, en toe gebeur dit mos nou nie, maar hoe was dit? Nee, dit was heerlik. Kyk, dis een van daai dinge wat 'n mens maar regtig moet doen. Jy moet hom vat by die tand. Ja. Jy moet die bil by die horings pak. Woes. Nee, hy was lekker. Ons het onsself geniet. Ons het lekker fees gevier. Ek meen, dit was offisieel die heel eerste kunstefees in ons land weer na die hele groot see. Ja. So, ja, lekker. Jessie. Maar jy spring so van die een projek na die volgende, want jy was nou in my oom se vrou se plekkie op die waterkunstefees, en natuurlik is julle nou Dinsdag al weer op die verhoog terug in Pretoria met ek sê nou dis 'n nuwe stuk, maar hy was al opgevoer as 'n nuwe cast nou, My Vrou se Man se Vrou. Ja. En jy speel uiteraard weer 'n komedierol, né? Yep. Maar jy het ook al baie kom ons vat hom net so 'n stappie terug. Jy het al baie kinderteater gedoen. En ek dink veral as dit kom by verhoog, is dit seker nogal iets wat handig te pas kom in enige rol op die verhoog, want jy leer daai dissipline en jy leer om deeltyd op jou voete te dink, né? Yes. Net ook uit die ou Technikon Pretoria se drama departement uitgestap het. Dit was in soos 2000 jaar terug. Toe het ek my heel eerste werk was by die People's Theatre gewees in Johannesburg, kinderteater. So ja, daar het jy tegnieke geleer en dinge geleer wat hulle nie noodwendig vir jou by die universiteit of die Technikon en so voort leer nie. En ek meen jy's vir kinders. En kinders is jou mees honest audience wat daar is. As hy nie van dit hou nie, hou hy nie van dit nie. En hy gaan vir jou sê hy hou nie van dit nie. Ja, so dit bring jou terug aarde toe. It makes you humble again. En ja, baie hard gewerk, baie geleer. Baie mense kyk neer op kinderteater en ek kan dit nie verstaan nie. I don't know why. Dit is die hardste seker werk wat betref acting, né? Ek dink dit en as jy die pantomime doen, want jy doen, ek weet nie hoeveel shows. Partykeer 3 'n dag. Ja, presies. Op 'n Saterdag. Presies. Ja. Nee, jy werk, jy sat. So nou, voordat jy in die ateljee ingestap het, toe sit jy daar buite met jou teks vir hierdie week wat kom. Ja. Is jy iemand wat woorde maklik leer of voel jy veral met verhoog kan jy seker hier en daar so 'n bietjie improv soos die Engelsman sê? Ja. Sukkel jy met woorde? Dit hang af hoe ek voel, hoe ek is die dag, maar ek dink ja, as ek myself regtig commit aan dit en gaan hoor, nou moet ek hierdie bloody woorde onder die knie kry. Dan doen ek dit, maar ja, dit is maar repeteer, hè? Nou vir iemand wat jy nou al op die verhoog gesien het, almal weet jy is fantasties as 'n komedie akteur spesifiek. Hoe lyk daai ernstige rolle? Ja, ek het dit baie. Ek kan dit doen. Ek kan. Ek het dit net baie lank lank gedoen. Ek dink my laaste een wat ek gedoen het was vir die Grahamstown Festival in 2010, ja. Sjoe. Ja. Maar was jy nie ook nou die dag in 'n ander tipe van 'n klug vir iemand anders ook nie? Dit verskil seker as mens vir iemand anders werk, want ek weet op hierdie stadium werk jy nou vir hulle vra. Ja. So hoe verskil daai tipe van aanpassing tussen die een produksiehuis wil ek amper sê en die volgende? Ja, ek het vir Giep van Sail 'n klug gedoen by in die bos. Abtwak. Dit was 'n lekker enetjie. Ja, nee, die styl is heeltemal anders. Pierre van Pletsen was ons regisseur gewees. So hy werk nog regtig op die ou manier in ritme, want elke klug het 'n ritme. So hy werk letterlik op dit. Jy wag, mense lag, jy doen jou lyn, bla. So dis heeltemal 'n ander manier van werk. Ja, ek dink en dan weer by hulle vra is daar heeltemal nou weer 'n ander styl waar jy 'n bietjie meer vryheid gegee word en daar word vir jou gesê nee, gaan maar aan, doen dit so. Stap maar nog 'n paar deure oop en toe daai kant. Ja, as die mense lag, is dit goed. Ja. Elkeen het maar sy eie perk. Maar Botha, ek wat nou alself die voorreg gehad het om saam met jou op die verhoog te wees en ek weet ek praat namens baie van ons mede-akteurs wat saam met jou kon werk. As jy op die verhoog kom, jy own dit eerstens, maar mens voel altyd veilig, want kyk, daar's 'n paar keer wat ek al my woorde byvoorbeeld vergeet het of 'n ander akteur of iets, maar Botha is altyd daar as 'n vangnet. Is dit iets wat vir jou natuurlik kom of is jy nou maar net so ingeskool of ingelyf deur jare dat jy gaan soos anything goes, enigiets kan gebeur en ek volg maar net 'n cue of 'n ding wat verkeerd kan gaan op die verhoog op?
Weet jy, Franna, ek weet nie hoe dit gebeur nie, it's just there. Ek dink dis 'n gemaksone. Moenie vir my vra ek moet nou hier buite in die parking lot vir mense ietsie doen nie, en dat gaan staan wees. Maar sodra my voet op daai verhoog kom en daai ligte is op my, is ek so gemaklik. Ja, Dis heerlik. jy's soos 'n vis in die water, 'n vark in Palestina. Ja, Arabiese vrou in 'n harem. Dis heerlik. Jy moes dit nou net 'n stappie verder vat natuurlik. Dit is die skreeusnaakse akteur Gert Botha Enslin, meneer Gert Botha Enslin hier by my in die ateljee. Ons gesels lekker hier in Atterbury Kollig. Bly ingeskakel net hierna. Praat ons verder oor natuurlik daai klug tussen 1 en 6 Feb. Dis my vrou se man se vrou te sien by die Atterbury Theater. Lunch Punch op Groot FM 90.5. Hou jy van hierdie musiek, Botha? Yes. Ja, Botha Enslin is my baie spesiale gas vandag. Ons gesels bietjie oor my vrou se man se vrou. 2 vroue, 1 man, 1 taxi is gelyk aan groot moeilikheid. Groot moeilikheid. So Botha sê net eerstens vir my, wanneer is hierdie nou op die planke spesifiek, die tye en die datums? Alright, ons speel van Dinsdag af, so dis die 1 Februarie tot die 6de, so dis van Dinsdag tot Sondag toe. In die week is ons elke aand 7:00 op die verhoog. En dan Saterdag en Sondag het ons 'n matinee om 3:00 en dan in die aand het ons weer 'n 7:00 show. Maar julle is besig met hierdie ene, hoor. Hulle ryg hom in. So Dinsdag tot Saterdag 7:00 vertonings die aand. Yes. En dan Saterdag en Sondag 3:00 en 7:00. Yes, ek moet net seker maak oor Sondag aand. Ek dink nie daar's 'n Sondag aand show nie, maar ek weet daar's definitief 'n matinee. Nou maar ja. Maar ek dink as dit 'n sukses is, dan gaan ons seker nog 'n show ingooi daar in die aand ook, Ek hoor. dink so. Ja, en die kaartjieverkope lyk goed. Ag, fantasties. Dis so lekker om te hoor die mense is weer terug op die Ja. verhoog en al is daar nou nog nie vol kapasiteit nie. Mense moet spring vir hulle kaartjies Goed, ja. want daar is nou net beperkte plek nog steeds, Ja. maar ten minste kan ons teater gaan kyk. Exactly, Ja. En Ray Cooney, nee, ons moet bietjie stil staan by hierdie man want hy is eintlik die meester van klug, sou jy ook so sê. Ja nee, absoluut. Die manier hoe hy dit geskryf het. Ek meen hy en sy seun. Hulle het nogal saam geskryf en baie van sy klugte. Dis meesterbrein. Ek meen as jy daar sit en jy lees net deur die skrip, dan sê jy hoe kom hierdie ou met dit op? Dis amazing, die beplanning wat eintlik daar moet ingaan. Nee, dis great. Dis soos 'n wiskundige som wat hy maak eintlik. Dis 'n groot woordsom. Ja, want hy plant 'n saadjie hier Ja. en dan daar tref dit. Ja, Sjoe. wat kwadraat en Ja. dan kry jy 'n wortel. O, dis hoekom hier staan 2 vroue plus 1 man plus 1 taxi is gelyk aan groot moeilikheid. Verstaan Nou jy? verstaan ek. Maar sy Run for Your Wife, soos dit nou bekend staan in Engels, dit speel al langer as 30 jaar in Londen se West End en Piet van Rensburg het 'n wonderlike Afrikaanse vertaling gedoen in my vrou se man se vrou. Maar as dit kom by vertalings, want hierdie goed word nou aangepas van Engels af. Ja. Dan moet 'n mens seker nou nogal slim wees met die teks, want sekere goed wat in Engels dalk snaaks is, werk net nie dieselfde in Afrikaans nie, nê? Nee, kyk, Afrikaans het ook sy eie komedie, die taal homself het sy eie komedie al klaar. So op net 'n woord wat jy sê, pantoffel, byvoorbeeld. Nee, dis al klaar, dis 'n snaakse woord. So en ook soos ek weer gesê het, elke klug het 'n ritme. So Henny het definitief in 'n ritme skryf. Ons het eendag die voorreg gehad dat hy ingekom het met een van ons repetisies. Praat jy nou van Piet? Yes, Ja. yes. En hy het letterlik daar by ons gestaan en hy het met 'n ritme gegaan soos wat hy dit geskryf het. Dis soos ek vir jou sê, dis 'n helse proses. En sou jy sê daai ritme maak of breek die sukses of sal ons sê die laugh lines van 'n klug? Yes, want komedie het ritme. Ja, as jy hy ritme gebreek het, dan gaan jy jou audience verloor en jy gaan die effek van jou laugh line verloor. So jy kan hom nie net ingooi wanneer jy wil nie. Daar moet of 'n stilte wees voor die tyd of na die tyd. Jy weet waarvan ek praat. Ek weet ja. Dan werk hy. Maar gebeur dit baie keer dat jy daai punchline mis O ja, baie. en dat iets wat nou bedoel is om snaaks te wees platval? Ja, baie. Maar dit hang ook net weer baie keer van jou audience af. Jou gehoor vang dit nie noodwendig. Hulle sê mos jy weet mense huil oor dieselfde goed, maar hulle lag nie oor dieselfde goed. Exactly, ja. Maar hierdie oorspronklike stuk Run for Your Wife, dit hou die rekord Botha vir die langslopende klug op Londen se West End en het ook rekords in Suid-Afrika laat spat. En die hoofkarakter in my vrou se man se vrou is John Smith. Hy is 'n Londense taxi-bestuurder wat saam met sy vrou Mary in Highgate woon en ook met sy vrou Barbara in Finchley net 4 minute uitmekaar.
Yes. Dit klink vir my na moeilikheid. Ja, hy het 'n stywe skedule. So hy het laat nag saam met Barbara, vroegoggend saam met Mary. Jo. Sulke dingetjies. Nou gepraat van, is daar 'n ouderdomsbeperking op hierdie klug? Ja, ek sal voorstel dat jy nou nie jou laerskool kind saambring nie. So ek sal sê tot by so 13 Ja. om veilig te wees. As jy nou weet van die bytjies en die blommetjies, dan kan jy maar kom kyk. Ja, nee. ja. Okay. Daarom niks tussen gestiefs nie, maar Niks wat ons nie al op YouTube gesien het in elk geval nie. Daar's hy. Natuurlik is die twee mevroue Smiths dan nou salig onbewus van mekaar se bestaan, aangesien John se ongereelde werksure gebruik as 'n verskoning om sy dubbele lewe weg te steek, maar 'n ongeluk en 'n verkeerde adres veroorsaak 'n kettingreaksie en John moet bond staan om te keer dat sy geheim op die lappe kom en om sake te vererger, Botha, moet hy sy nuuskierige bure, 'n vasberade joernalis en twee agterdogtige polisiemanne ontduik. So wie is nog deel van die cast? Okay, so John Smith word gespeel deur die talentvolle Volroo van Agterberg. Dan het ons vir Mary wat Marissa Klasen is. Wow. Dan het ons 'n nuweling, Danielle Brits. Sy speel Barbara. Sy was saam met julle ook op die boot. Ja, toe word sy nou sommer net by in die diep kant ingegooi. Letterlik. Dan het Solank sy net nie oorboord val nie. Ja. Dan het ons vir Tiart Lee wat Ja. ook bekend staan as Shania O'Brien. Yes. Ja, hy speel Bobby, My maps. baie flamboyante karaktertjie. Ja. En dan het ons 'n nuweling, Jaco van Sail, en hy speel een van die spelers, en dan het ons ook vir Etienne Du Plessis wat die ander speler speel. Jo, en kyk, hy Etienne, hy's ook 'n treffer op die verhoog. Julle moet hom sien in hierdie rol. Hy blink uit. Hy's fantasties. Nuwe bloed en dan wil ek amper sê die ou bekendes soos Botha Enslin natuurlik. So ek sê net vinnig weer, Botha het ook gesê maar Dinsdag tot Saterdag 7 uur, Saterdag en Sondag is daar ook 3 uur vertonings. So jy kan jou kaartjies kry aanlyn. Gaan na atterburytheater.co.za, gaan klik op my vrou se man se vrou. Maar jy was al in soveel van hierdie klugte. Raak jy ooit deur mekaar met die titels? Ja, nee. Dan sal iemand my vra, "Wat is jou ding nou?" Dan Ja. sê my asblik se kind se neef. Ek weet nie. Kom kyk. Maar dis soos daai my oom se vrou se plekkie nê. Dan kort 'n mens soms sommer af net na plekkie toe of iets. Ja, nee, ja. Soos nou sê ons het my vrou. My vrou. Ja. Punt. Daar's hy. Maar vir jou is dit my vrou se man se vrou. Dit is natuurlik oorspronklik geskryf deur Ray Cooney en jy wil vir Botha Enslin sien in een van hierdie hoofrolle. Wat is jou rolsnaam? Stanley Gardner. O, is jy Stanley? Yes, dis die rol wat die immer gewilde Toby Cronje vir jare gedoen het. Wow. Ek voel regtig geëerd om nou in sy skoene in te stap. Ja. Hoorie Botha, ek voel geëerd dat jy by my kom kuier het vandag. Baie dankie dat jy tyd gemaak het in jou besige skedule, want ek weet jy's nie net 'n akteur nie, jy het ander dinge wat jou ook besig hou. Maar kom kuier nou asseblief gou weer, hoor. Dankie vir Ja, moenie skaars wees nie. Ek maak so. Daar's hy. En ek gaan later ook die podcast deel as jy dit gemis het of as jy 'n fotootjie wil sien van my en Botha hier in die ateljee op ons Facebook bladsy Groot FM 90.5 'n bietjie later. Hierdie is The Script saam met Will I Am. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest.